revelation of the glory of the Lord. Yes, as the waters cover the sea, oh, all over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of
coming this way. A mighty revival, it's coming this way. Keep on believing, trust and obey. A mighty revival is coming this way. Hallelujah, it's coming this way. Yes, it's coming this way. Holy Ghost gospel, it's coming this way. Trust and obey. A Holy Ghost is coming this way. It's coming this way. Yes, it's coming this way. A mighty revival, it's coming this way. Keep on believing, trust and obey. Hallelujah, in mighty revival, it's coming this way. Hallelujah, it's coming this way. Yes, it's coming this way. A mighty revival, it's coming this way. Hallelujah, keep on believing, trust and obey. Hallelujah, a mighty revival, it's coming this way. Praise here, it's coming this way. Yes, it's coming this way. A mighty revival, it's coming this way. Keep on believing, trust and obey. Hallelujah, a mighty revival, it's coming this way. Oh, die vier brandvoer, ja, die vier brandvoer. Spangstererleven, die vier brandvoer, die rebellen, het staan en zeegoed. Ja, de spangstererleven, die vier brandvoer. Halleluja, die vier brandvoer. Ja, die vier brandvoer. De spangstererleven, die vier brandvoer. Die rebellen, het staan en zeegoed. Halleluja, de spangstererleven, die vier brandvoer. Oh, die vier brandvoer. Ja, die vier brandvoer. Sterrenleven, die vier brandvoer. Halleluja, die rebellen, het staan en zeegoed. Ja, de spangstererleven, die vier brandvoer. Praise die vier brandvoer. Halleluja, die vier brandvoer. De spangstererleven, die vier brandvoer. Die rebellen, staan en zeegoed. Halleluja, spangstererleven. Oh, praise die vier brandvoer. Ja, die vier brandvoer. Spangstererleven, die vier brandvoer. Oh, die rebellen, het staan en zeegoed. De spangstererleven, die vier brandvoer. Halleluja, rabashandarabati, rabata yesi. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Dank u, Heer. Die vier brandvoer. Halleluja. Fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me.
of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Oh, fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. It was like the day of Pentecost when the fire fall on me. Hallelujah. Oh, when the fire fall on me. Praise the Here, praise the Here, praise the Here. Oh, dankie Here Jesus vir die vuur van die Heilige Gees. Halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Keep me burning, Here, ja, laat ons sal brand vir die Here. Halleluja. Prys die Here. Dankie Here Jesus, ons prys U. Vader, ons dankie dat ons in hierdie aand na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Dis vir ons kosbaar en dis vir ons wonderlik, Here, dat ons so saam kan wees en ons weet, halleluja, alles verander Jesus nooit. Ook nie die evangelie nie, ook nie die doping met die Heilige Gees nie, werkinge van die Gees, Here, al hierdie wonderlike dinge, daar is geen verandering. Here, die slimme sê, ons het vernuwe. Ja, ons het verlig geword, maar o Here, is baie duidelik, dat die vuur het doodgegaan. En ons wil in hierdie aand bid, dat U ons waarlik genadig sal wees, dat hierdie belofte, doping met die Heilige Gees, om die Heilige Gees te ontvang, en met vuur, laat dit weer hier na vore sal kom. Here, ons is moeg vir hierdie klomp dooies, wat nie wil luister na U woord. En ons vra die Here om ons genadig te wees, dat ons weer aan die brand gesteek sal word, deur die vuur van die Heilige Gees. Halleluja. Baie dankie, dat ons in hierdie aand weet, Here, dis nie iets waar oor ons bekommerd te wees nie, dis 'n belofte. Hy sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis 'n uitgemaakte saak, dis 'n werklikheid. En Here, dis wat moet gebeur in ons tyd. Ja, Here, laat die wêreld kan sien, ons is aan die brand vir die Here. Halleluja. Dankie sê in hierdie oomblik, omdat ons weet,
By u is daar geen skaduwee van verandering. Dit wat die 2000 jaar terug gedoen het, met die disippels, die apostels, met die kinders van die Here, u is dieselfde. Die Here, u het hulle gedoop met die Heilige Gees en met vuur. En dit is wat ons so nodig het in hierdie tyd. Halleluja. Halleluja. Here, ons kan waarlik sê, soos die ou koortjie sê, fire, fire, fire. Fire fall on me. Laat die vuur weer op ons sal val, Here, en hulle verdeel soos op Pinksterdag. Baie, baie dankie dat ons in hierdie aand die versekering het, Here, u is nog daar om ons te seën met hierdie vuur van die Heilige Gees. U het eenmaal dit gespreek, en Here, dit sal in vervulling bly, en in vervulling kom elke keer wat daar iemand is wat gedoop wil word met die Heilige Gees en vuur. En ook so hulle, Here, wat al jare u dien, gedryf is, gedoop is met die Heilige Gees, Here, waar die vuur minder geword. Net u alleen kan hulle laat opleer. En dit is ons gebed ook in hierdie. Baie, baie dankie. Dat is ook al vir hulle bid wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Here, laat hulle nie net die Heilige Gees ontvang nie, maar laat hulle die vuur van die Gees in sy volheid sal gewak. En daarmee gevuld sal. O, halleluja. Dankie dat ons weet, dis u wil dat so gedoop moet word met die Heilige Gees en vuur. Dis u woorde. En dit sal so wees. Prys die lieflike naam, halleluja. Ons kan net vanaand sê, come Holy Spirit, we need. Come sweet Spirit, we pray. Halleluja. Ons het waarlik die Heilige Gees en vuur nodig. Sodat ons hele lewe verlig sal, op sal leef met nuwe krag in die naam van Jesus. Dankie, Here, vir u woord. Laat u woord dan in hierdie aand ingang sal vind in elke hart. En laat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En laat u verheerlik word. Here in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen. Prys die Here. Ons is so dankbaar om in hierdie aand saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here. Glory to God. Ons het laas Sondag aand gepraat oor hulle wat hom in God in gees en in waarheid aanbid. As ek een vraag in hierdie aand kan vra, is dit: sal die Heilige Gees saam getuig met die leuen? Die Heilige Gees, ek wil het so sê, kan in 'n Pinksterkerk, waar die leuns geglo word, hy kan nie eens daarin kom, want hy het niks met die leuen te doen. Daar is 'n gees, die gees van die Antichrist, die gees van die leuen. Daai geeste is daar. Halleluja. En ek het gesien hoe die leuen Pinkster vernietig. Omdat die kinders van die Here leuns begin glo uit die woord. Wat is so belangrik dat ons die Here, dat ons die Vader in gees en in waarheid moet aanbid? Ek dink dat daar's iets wat naby die hart van die Here Jesus lê, en dit is wat hy ook in Hebreë sê, en ek wil dit graag vir u lees.
Hy sê in Hebreërs, dit is die 9de hoofstuk, die daar kom, sê hierdie woorde. Paulus sê, die 9de hoofstuk, die eerste vers, ek het dit al in 'n aanboodskap gebring oor die Heilige Gees, maar ek wil dit net hierso lees. Hy sê, so het dan die eerste tabernakel, of die eerste verbond, nou ons weet die eerste verbond, hierdie verbond is die bloedverbond, die bloedverbond in die Ou Testament gaan gepaard met besnydenis, maar wat baie interessant is van die bloedverbond, is dat die eerste bloed wat van 'n mens gevloei het, was die regverdige Abel gewees. God het hom genadig aangesien, en vir hom en sy offer. En hy was regverdig gewees. En daardie offer is die begin van die Ou Testament met 'n verbond, naamlik 'n bloedverbond. En dan sê hy, sowel as verordeninge vir die erediens. Daaroor het ons ook al gepraat, verordeninge van die erediens, die reëls en die bedelinge van die Gees. Waar? In die erediens. En hierdie ding wil ek weet, wys aan my in hoeveel eredienste is daar die reëls en die bedeling van die Heilige Gees werksaam. Almal vandag kan nie genoeg werk om kostafels daarvoor in die kerk neer te sit. Nou, as hulle klaar diens gehou het, dan sit almal aan die kosttafels of agter. Ons vroeër jare die bidkamer gehad het, dis nie meer 'n bidkamer, dit is nou 'n sale, en hierdie sale word gebruik vir funksies en dit word gebruik om te eet. En dan natuurlik die koffiekroeg voor en al hierdie snaakse goede wat vandag in die kerk is. Nou ek wil net vandag vir die sê, die Here Jesus sê, dat ons moet nie na die kerk toe kom. Ja, maar dis by die nagmaal. Nee. Ons moet nie. Die Bybel sê, so dikwels as julle by mekaar kom, eet en drink. Eet en drink by die tafel van die Here. So ons moet eintlik elke diens nagmaal. Hy sê, en as iemand honger het, laat hy by die huis eet. So, wat Paulus eintlik sê is, jy moet nie honger kerk toe kom nie, want daar is kos, en dis al wat jy aan dink, is aan die kos wat jy na die tyd gaan kry. Ek wil vandag vir iets sê, jy smaak, en jy eet of hemelse manna, in die huis van die Here, wat ons nou vandag die kerkgebou noem, in die huis van die Here, of jy eet kos. Jy kan nie hierdie twee goed saam in een erediens bring nie, want daar is geen plek vir die Heilige Gees dan. As iemand nou ewe skielik in 'n taal en praat, moet jy jouself nie blaf nie. Die Heilige Gees word nie vasgemaak aan wat jy doen nie. As hy iets wil sê, dan sal hy een wat gedoop is die Heilige Gees met 'n taal kan praat, dan sal daar gepraat word en dan sal hy uitleg gegee word. Dit maak nie saak wanneer aan gaan. En die verskriklikste ding vandag is, die mense wat die nagmaal bedien, wat in sonde leef. Ek wil net dit sê. Dit is 'n gruwel. En daardie mense wat die nagmaal bedien met sonde in hulle lewe, of wat in sonde lewe, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Wat gee die predikers om? Niks. Net solank daar klop mense in die kerk is, dis al waar net nodig. Erediens, hy sê dan,
as ook sy aardse heiligdom. Nou, die heiligdom, as ek in die Ou Testament gaan kyk, na die tabernakel, jy het die ingang gekry by die poorte, en dan het jy die altaar gekry, dan het jy die waskom gekry, dan het jy die voorportaal van die tabernakel gekry, wat die ingang is na die heiligdom. En hierdie is vir my een van die wonderlikste dinge wat die Here jare terug met my gepraat het. Jy kan in die heiligdom, ek wil dit so verduidelik, jy kan in die heilige ingaan, en jy kan daar in die heilige omdraai, want hier is 'n interessante ding, en jy kan uitgaan na die voorportaal, en jy kan daar toon wat die Here vir jou gedoen het. Die Here het vir jou gawe gegee, jy siekes word gesond, mense word gered, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. In die Nuwe Testament moet ons nie in die heilige bly nie, maar deurgaan na die heiligdom. Want daar is nie meer 'n voorhangsel wat skeiding maak. En wat baie interessant is, die priesters wat bedien het in die heilige, die toonbrode, die gereedskap, alles wat in die heilige is. Hulle is so geheilig met hulle klere, dat die woord sê, dat die priesters moenie met daardie heilige klere uitgaan nie. Ek praat nie nou van hulle, van die hoëpriester wat in die allerheiligste gegaan het. Ek praat net van die priesters wat net in die heilige werk. Hulle moenie met daardie klere uitgaan buitekant toe nie, want dis heilig. Want as hulle buite kom met daardie klere aan, sal hulle die volk heilig gaan lees God se woord. Ek wil vandag vir u sê, ek dink nie ons besef wat die Heilige Gees werklik is. Ons dink, dis net 'n heerlikheid en dis lekker, hoor nie. Hy word die Heilige Gees genoem. En waar die Heilige Gees inbeweeg, daar word die volk heilig. Ek het in my lewe gesien. Die heiligingsproses, hoe mense sigaretpakkies uitpak, hoe hulle goed wat hulle, vroeger jare het hulle die pruim gekoop, dan druk hulle om in die skoen as hulle in die kerk gaan. Halleluja. En wanneer die Heilige Gees so neerdaal, dan hoor daai goed nie meer daar nie. Ek meen, dan haal hulle daai ding hier uit die skoen uit, en hulle vat hom, die Here wys hom vir iemand anders te luister, gaan haal hy ding by daai ou broer se voet uit, en dan haal hom daar uit sy skoen uit. Sê, gaan bekeer jou, maak jou reg, kry jou lewe reg. Die volk was geheilig in die teenwoordigheid van die Here. Wat sien ons vandag? Hulle roep uit, "Wow, die Gees van die Here is hier," of die salwing is hier, maak nie saak. En weet jy wat gebeur? Daar vind geen heiligheid plaas. Geen. Want wanneer die Gees van die Here neerdaal, dan is daar 3 dinge wat gebeur. Al is jy 'n kind van God, as daar verkeerd is in jou lewe, sal hy jou oortuig van die sonde, hy sal jou oortuig van die oordeel wat jy gaan deurgaan as gevolg van die sonde,
hy sal jou oortuig van geregtigheid en dan van oordeel. En wanneer dit gebeur, wanneer die Gees neergedaal het, dan begin jy bely en jy maak jou lewe skoon en dan word jy geheilig deur hierdie Heilige Gees. Wys dit vir my vandag. Ons het so, dat Gees van die Here was so wonderlik teenwoordig gewees. Maar as jy agter by die kerk uitloop en dan gebeur iets, dan raak jy kwaad en dan vloek jy, sê, ag, wat is maar net 'n uitdrukking, daar's niks verkeerd daarmee nie. As jy in die teenwoordigheid van die Gees van God was, dan was jou vloekwoorde ook daarmee ingewees. Mense regverdig vandag sonde, omdat in die kerke gaan vanaf, dan sê hulle, dit was so 'n mooi atmosfeer gewees. 'n Mooi atmosfeer help jou niks. En die Here sê vir ons, eintlik hierdie woorde, dis goed laat ons in die heilige inbeweeg. Ek wil net dit vir jou sê, jy moet by die altaar kom. Dit meen, jy moet jou doen. Jy moet by die waskom kom, jy moet jou laat doen. Jy moet by die voorportaal kom, sodat jy kan ingaan na die heilige. En wanneer jy in die heilige is, moenie omdraai om uit te gaan na die mense toe nie. Gaan verder deur na die allerheiligste, na die heiligdom, wat Christus was, die voorloper in die heiligdom, nadat die gordyne 2 geskeur het. Ons praat van 'n hemelse tabernakel. Halleluja. En hier is vir my so wonderlik. Nou sê God soek hulle wat in gees en in waarheid aanbid. Daar's net een plek waar jy in dit kom, wat jy God in gees en in waarheid kan aanbid. En dit is as jy in die heilige gekom het. Maar dan moet jy kan deurgaan ook na die allerheiligste. En daar is oor die wêreld deur die eeue heen mense, predikers, wat deurgegaan het na die allerheiligste. En as hulle daar uitkom, dan werk die Here kragtig nie. Maar ons is net so, ek het nou die gawe van genesing, nou, prys die Here, nou gaan ek bid, halleluja, en almal gaan sê, kyk hoe gebruik die Here daai ene. Jy het 'n fout gemaak om uit te kom. Jy moes in die allerheiligste gebly het, totdat jy skoon is, en van jouself gestrip is. Halleluja. Halleluja. En dan gaan hy verder en hy sê, wat die tabernakel is so ingerig. Eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel van die toortbrode, wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste. Halleluja. Waarin die goue wierookbak was, die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manne was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. Hy sê, en daar boop die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. Ek meen, Paulus sê, ek kan nie nou eers daaroor praat nie. Hy praat van die gerubs, van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het. Die gerubs van die heerlikheid. Ek meen, as jy agter die tweede voorhangsel deurgaan, halleluja, dan beweeg jy in die heerlikheid van die Here. En die heerlikheid van die Here
maak van jou 'n besonderde kind van God. Soos wat Moses se gesig geblink het, so sal ons in hom. En ek wil net dit vandag sê. Wanneer ek aan al hierdie dinge kyk en ek lees die woord van die Here, is daar net een plek wat ons in die gees moet bereik. En dit is agter die voorhangsel. Agter in die allerheiligste. Dis waar die Here se heerlikheid is. Dis waar ons moet wees. Skoon, heilig, halleluja. 'n brandende vuur as gevolg van die Heilige Gees binne in die heerlikheid van God. As jy by die altaar, is daarom wonderlik, bekeer, laat doop, die vervulling met die Heilige Gees in die heilige, en dan met vuur, krag, heerlik. Dan beweeg ons deur tot die volle heerlikheid. Halleluja. En dis hoe ons God in gees en in waarheid kan aanbid. Dit meen, hy sê, God soek hulle wat hom in gees en waarheid aanbid. Waar? Hy soek ons in die allerheiligste, in die heiligdom. Nie net in die heilige nie. Hy soek ons, dis waarom hy sê, hy het ons konings en priesters gemaak, sê die woord van die Here. Waar soek die Here ons as priesters? In die heiligdom, want die hoëpriester was die voorloper gewees, sodat ons ook daar agter die voorhangsel kan ingaan. En daar is nie meer 'n gordyn voor nie. Hy is in twee geskeur. Ons kan nie deurstap. Halleluja. Jy al gehoor predikers sê, hulle het op heilige grond beweeg, terwyl hulle gebid het, terwyl hulle gevas gebid het, en die gees van die Here so neergedaal, het hulle op heilige grond beweeg. Waarom? Want hulle was in die allerheiligste. As 'n lied wat sê, we are standing on holy ground. Waar? In die allerheiligste. Die heilige is ook heilige grond. Maar as jy die allerheiligste inkom, dan staan jy op die heiligste grond wat jy kan kry in die gees. En moet nie vir my sê, dis nie moontlik nie. Ek wil vandag vertel julle sê, dis moontlik. Ek het in my lewe saam met my vriende, ek was nog in die laerskool ook gewees, waar ons gaan bid het, en hoe dat ons in hierdie heiligdom in beweeg het. Ek het presies geweet, waar is ons? Want ek het hierdie ondervinding al gehad met die Here. En dit is interessant. As ons daar klaar is, dan vra hulle, dan sê hulle vir my, wat het gebeur? Sê ek, hoekom? Sê nee, hulle was op 'n plek gewees, maar hulle het geweet. Dit is so heilig daar, dat hulle moenie beweeg. Hulle moet net aanhou bid en aanbid. Hulle het in tale gepraat, die hele tyd. Maar jy kan nie beweeg nie. En dis vir elke kind van God. Die duiwel het dit reg gekry om die Heilige Gees af te bring in so 'n mate dat ons is beperk tot die kerk, tot 'n gemeente. En die gemeente, die pastore in baie gemeente, het die Heilige Gees weer binne in die kerk beperk. En die volk van God
kan nie deur beweeg na die allerheiligste. Ek dank die Here, vandat die Here my siel gered het, op 11-jarige ouderdom. Ek weet, toe ek hier so die ouderdom bereik, laat ek nou matriek klaar sal skryf en so aan. Ek weet toe baie gesê, jy moet Bybelskool, daai tyd was ek in die AGS, jy moet dan die AGS Bybelskool gaan, die Here sê, toe sê die Here vir my, jy gaan nie. En ek het nie gegaan nie, maar wat vir my interessant is, die Here het vir my gesê, jy gaan, en jy gaan werk buite die kerk vir my. En na matriek, het die Here vir my 'n plek oopgemaak by 'n interkerklike groep mense, wat land deurgewerk het. En ek is gestuur, ek het op die Spoorweg Christelike Unie gewerk as 'n sendeling. Ek het in nie een oomblik nodig gehad om by die kerk te bly, om 'n Bybelkursus te doen, of 'n Bybel diploma te kry, nou van 'n Bybelskool, dat ek nou reg is om vir die Here te gaan werk. Die Bybelskool is die grootste, ek wil dit sommer in Engels sê, die grootste triek van die vyand, sodat jy nie kan deurgaan na die allerheiligste toe, want die kerk beperk jou, hy moet jou hier vashou. En al die ou predikers, Pinksterpredikers, manne en vrouens, wat ou Pinksters, word vandag uit die kerk uitgewerk. As hulle nie saam met die stroom loop nie, dan word hulle stelselmatig uit die kerk uitgewerk. Waarom? Want hulle weet hierdie ou Pinksterpredikers en mense is 'n gevaar. Sê nou maar net die Heilige Gees kom oor hulle in my gemeente, en die Heilige Gees openbaar die harte, die geheimenisse van die harte en die sonde van daai gemeente. Wat gaan gebeur? Selfs die pastoor se son. Weg met hulle. Weg. Ons is nou soos 'n klomp puppets, die pastore. En die hoofkantore trek die stringetjies. Jy sal so maak, jy sal so maak, jy sal so maak, jy sal so maak. Wanneer hulle by mekaar is, dan profeteer hulle vir mekaar dat die aarde antwoord gee. Maar daar is niks in daai profesies, want dit beteken niks, want ek meen dit is so vals as iets verskriklik. Ek wil vir jou sê, gaan na enige hoofkantoor van Pinksterkerke, gaan na die pastore in die Pinksterkerke, vra vir hulle, was jy al in die heiligdom gewees? Gaan vra net vir die pastore, luister, is jy al gedoop met die Heilige Gees en vuur, gaan vra dit vandag. Jou hare sal rys as jy uitvind, hoeveel predikers op die kansels vandag in Pinksterkerke is nie eers gedoop met die Heilige Gees nie. Wat nog daarvan te sê, dat hulle in die Heilige Gees taal praat. Dis waarom hulle die tale haat, die taal van die Heilige Gees. Vroeger jare toe dit so in die kerk was, dat hulle gesê het, luister, as jy nie gedoop is met die Heilige Gees en vuur en die spreuke in 'n Heilige Gees taal nie, kan ons jou nie in die bediening toelaat nie. Dis verby. Dit bestaan nie meer nie. En dan roep ons vir herlewing. Ek wil amper sê, ek glo dat die Here vra vir die Pinkstervolk, laat my Heilige Gees gaan, dat hy kan vrede. Laat hy gaan. Julle wil hom nie. Laat hy gaan. Laat ek hom eerder wegvat by julle. Want julle versmoor hom.
Hy mag nie opereer. En dit gaan baie kinders van die Here wat gedoop is met die Heilige Gees en met vuur en spreek in hierdie Heilige Gees taal. Ring op die plek waar die Here vir hulle verantwoording gaan roep. Oor die Heilige Gees waarmee hulle gedoop is en in hulle lewens en hulle harte kom woon. Wat het jy met die Heilige Gees gemaak? Pinkstervolk, wat het ons met die Heilige Gees gemaak? Moenie vir my sê dat hierdie goed wat vandag aangaan, dis die Heilige Gees. Wys vir my uit die skrif, dis die Heilige Gees. Wys, ek sê dit weer, God soek hulle wat hom in gees en in waarheid aanbid. En hy sê hierdie woorde, nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priester wel gedurig deur in die eerste tabernakel ingegaan om dienste te vervul, maar in die tweede, die hoë priester alleen, dit weet in die heilige het die priesters ingegaan, met die hoë priester, maar in die tweede, die hoë priester alleen, maar dis die plek waar die Here ons nou soek, in die tweede, saam met hom, eenmaal 'n jaar, nie sonder bloed nie, en wat interessant is, ons het nie meer nodig om eenmaal 'n jaar in te gaan nie, ons kan elke keer inbeweeg, wanneer ons in die gees, God in gees en in waarheid aanbid. Hy sê waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is solank as die eerste tabernakel nog stand gehou het. Dit meen die eerste tabernakel kan nie in die Nuwe Testament voortgaan. Want in die tweede tabernakel wat eintlik die eerste is, want hy het bestaan nog voor die aardse tabernakel. Waarom? Want die Moses, die Here het hom die voorbeeld gewys. Dit meen, hy het hom die hemelse tabernakel gewys, waar volgens hy die aardse tabernakel moes maak. So die hemelse was eerste dan, maar vir ons is die aardse die eerste en dan tweede. Waarom? Want dis nie Eerste Testament met sy tabernakel en die Tweede Testament met sy tabernakel, die hemelse tabernakel. So in werklikheid, ons het die eerste ene en die tweede ene is eintlik die eerste ene, sover het die hemel aangaan. Maar op aarde is ons in die eerste, vir ons as mens die eerste en dan die tweede, die hemelse. En hierdie is in my wonderlik, hy sê, dit was 'n beeld met die oog op die teenswoordige tyd, waarin daar jaarliks, waarin daar offergawes en offers gebring is, wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kon maak. Halleluja. Want hy sê, omdat dit bestaan het in spys en drank, verskillende wassinge, vleeslike verordeninge, wat opgelê is tot die tyd van herstelling. Wanneer die tyd van herstelling, ek meen toe Christus gekom het. En hierdie ding is vir my baie mooi. Ek meen, waaruit bestaan die eerste tabernakel? Omdat dit bestaan het in spys en drank en verskillende. So, wanneer ek met die eerste tabernakel besig is, waarmee die kerk nou besig is, nou, wat kry ons daarso? Dit bestaan in spys en drank, en verskillende wassinge, vleeslike verordeninge, opgelees tot die tyd van herstelling. Dit meen, ek meen, dis waarom jy vandag in die kerk kombuise kry, en daar word kos gemaak, terwyl daar diens gehou word, en daar word koffie gedrink, en daar word dit gedoen. Ek meen, alles gaan oor spys en drank, en spys en drank, en spys en drank, en spys en drank. Dit is deel van die eerste tabernakel. Die
tweede tabernakel gaan nie oor spys en drank nie. En ek wil vir u sê, dat spys en drank verhinder ons om by die allerheiligste in te gaan. Halleluja. Prys die naam van die Here. Prys die Here. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur 'n groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Halleluja. Dit meen as ek in die hemelse tabernakel deur die heilige tot in die allerheiligste gaan, dan gaan ek in 'n tabernakel wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Halleluja. Die Here weet wat het ons verloor. Ons kerke is vandag soos die eerste tabernakel, spys en drank. En hierdie spys en drank verhinder dat ons by die allerheiligste kan ingaan. Want ons dink dis reg, so moet dit wees, soos moet dit aangaan, terwyl die hemelse tabernakel, wat nie van hierdie skepping is nie, niks met spys en drank te doen het. Maar ons bid vir die doping met die Heilige Gees. Ons bid vir herlewing. Vandag bid hulle nie meer vir die doping van die Heilige Gees nie. Mense moet net gedoop word, dis al. Sodat daar nog lidmate in die kerk kan wees. Dis al waaroor dit gaan. Ek dank die Here dat die Here my siel gered op 12 jaar gedoop met die Heilige Gees. Het ek in my lewe ondervind hoe om in die allerheiligste in te gaan. Weet ek het elke middag 3 uur, as ek van die skool afkom, dat ek geëet en so 'n bietjie gespeel en huiswerk gedoen en wat alles, maar 3 uur was ek in my ma se kamer tot 6 uur gewees. Wanneer ek die heiligdom betree, het almal in die huis stil vanweë daardie Here. Dis waar die Here God ons wil hê, dat ons hom so moet aanbid. So waar soek die Here vir my en vir jou? Nie in die heilige nie, maar in die allerheiligste. Want die in die allerheiligste aanbid hom in gees en in waarheid. O, halleluja. Halleluja, Vader. Ek is so dankbaar vir u onfeilbaar. Ons sing daardie lied. Jesus lei my na terrein, in gemeenskap met u daar. Hoor op dan lig al meer word. Here, u was die voorloper. U het in die allerheiligste ingegaan, sodat ons kan volg. Here, as ons sing, Jesus lei my na terrein in gemeenskap met u daar, dan moet ons sorg dat ons die allerheiligste inbid. Want u is daar. En in die allerheiligste sal ons gemeenskap met u hê. Met u en die Vader. En ons sal in die lig wandel, soos wat u in die lig is. O, halleluja. O, halleluja. Here, ons sing, maak my los, Here Jesus, maak my los van die wêreld en sy mense. Here, want hierdie wêreld met sy mense verhinder ons om in die allerheiligste in te kan beweeg in die gees. Dis waar u ons soek. Dis waar u is. En die vraag kom. Kom na my. Kom. Wanneer ons sing in the upper room of Jesus, Here, dan dink ons aan die oppersaal hier op aarde. Oh nee, in the upper room, binne in die heiligdom.
Waarlik kan ons vanaand sing, Forgive me, Lord. Try me one more time. Here, wat ons kan, deur U bloed, en dat daar vir ons elke oomblik vergifnis is. Kan ons na die troon van genade gaan, in die heiligdom. Want U self, Here, sit op die versoendeksel. The seat of mercy. Halleluja. Die genade troon. Here, dis waar U wil hê dat ons moet wees. O, Here, maak ons los. Maak ons los. So vasgevang in hierdie aardse goed, Here. Halleluja. Halleluja. En ons bid vir elkeen wat daar reeds gedoop vir die Heilige Gees, dat hulle sal inbeweeg. En ons bid vir hulle wat gedoop wil word met die Heilige Gees. Doop hulle so met die Heilige Gees, Heer, soos wat ons dit gesien. Dat mense weggetrek is tot agter die voorhangsel in die heiligdom onder die heerlikheid van God. Halleluja. Nou, Here, sal ons dit ooit kan vergeet? Nee. Nee. Maar Here, hierdie manne en vroue wat dit beleef het, Here, hulle het min geword. Baie min geword. Want op elke gebied word hulle verbied. Om dit te doen wat die Gees van die Here vir hulle sê. Halleluja. Een ding is seker, Here, U sal nie een van hulle verlaat, dat hulle net getrou bly. Ja, Here. En laat hulle U sal aanbid in gees en in waarheid, tot die dag dat hulle hierdie wêreld sal verlaat. Baie dankie vir U wonderlike woord. Baie dankie dat U woord sê, die geestelike mens verstaan alle dinge. Here, ons verstaan het. Maar die vleeslike mens verstaan niks van hierdie goed. En Here, die Pinkstervolk, daar is min van hulle wat hierdie dinge verstaan. O my God, as U ons nie help, sal dit skaars word. En dit staan in die gevaar om te verdwyn uit die Pinksterkerk. Wees genadig, o God. En laat U naam verheerlik word. O Here, die ou koortjie sê, Jezus, doen dit weer. Hierdie geslag moet erken, geslag van God, die geslag van God moet erken, dat U regeer. O Here, dis omdat predikers vandag wil heers, dat die Gees van die Here nie meer daar is. Halleluja. Halleluja. En ons weet, Here, dat die meeste profeet
profeteer die versinsels van hulle eie hart. En nie dit wat die Here sê. Ons dank U net vir hierdie een troos wat ons het. Dis nie hoeveel by mekaar kom. Die woord het net gesê, waar 2 in my naam by mekaar kom, daar sal ek in hulle midde wees. Help nie, Here, daar's 'n gemeente van 1000 mense en hulle kom nie in U naam by mekaar. Elkeen kom met sy eie begeerte. O, halleluja. Prys die naam van die Here. Dankie, Here Jesus. In the upper room of Jesus, sitting at His knees, starving. Oh, what blessed sweet fellowship divine and sweet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yeah, with my Jesus, yes, sitting at His knee, starving. Oh, what blessed sweet communion. I have fellowship divine. There are my son, sweet, hallelujah. Oh, yes, the upper room of my Jesus.
Jesus. Halleluja. Ja, skenk. O, skenk my ook sy heiligheid. Mag ek toon ek was by Jesus. Halleluja. Hy is my Halleluja. Here, dank U wel. In Jesus se naam. Prys die Here se naam. Halleluja. Prys die Here. Die Here seën U elkeen. Ons dank elkeen wat elke Sondag aand so saam met ons hierdie evangeliediens hou, die Heilige Gees diens. Halleluja. En ons bid dat die Here jou waarlik sal seën, dat jy die heiligdom sal betree en dat hy verheerlik sal word. En ons dank die Here daarvoor. In Jesus se mooi naam vra ons dit alles en ons eer die Here. Hy wat die voorloper is, kom ons volg hom. In sy naam. Amen en amen.